Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Wat sê die mense in jou lewe vir jou? Versterk hulle jou selftwyfel of versterk hulle jou geloof? Want net omdat mense jou iets vertel, beteken dit nie noodwendig, dit is die waarheid nie. In 1492 het die mense rondom Columbus gedink dat die aarde plat is. Die kundiges het sy reisplanne ondersoek en gesê dat sy idee nie moontlik was nie. Maar Columbus het nie van die einde van die aarde afgeval soos hulle voorspel het nie. Nee, in plaas daarvan het hy Amerika ontdek. Toe 'n jong Henry Ford in 1896 sy eksperimentele petrol-aangedrewe motor aan sy werkgewer Thomas Edison voorgestel het, het Thomas Edison vir hom gesê, "Jong man, dit is die ding. Jy het dit." Edison, 'n legende in eie reg, het nie net Ford se idee aangemoedig nie, maar hom geïnspireer om vol te hou in sy strewe na innovasie. Hierdie mentorskap het in een van die diepste vriendskappe in die geskiedenis ontwikkel, met Ford se vasberadenheid wat gelei het tot baanbreker sukses in die motorbedryf. Moet nooit toelaat dat iemand anders se beperkte denke jou beperk nie. Negativiteit is aansteeklik, maar net soos wat negativiteit aansteeklik is positiwiteit ook. Let op wat jy sê. 'n Negatiewe gemoed produseer negatiewe woorde. So maak vandag 'n bewuste besluit om goeie dinge oor jou lewe, familie en toekoms te spreek. Wees jy die een met 'n optimistiese uitkyk in elke situasie, selfs al is jy die enigste positiewe persoon in jou omtrek. Die Bybel sê in Spreuke 2 vers 6, want die Here gee wysheid, uit sy mond kom kennis en verstand. En die mense wat vir jou sê, dit kan nie gedoen word nie, God in die vergelyking in ag geneem? Heel waarskynlik nie. So in plaas daarvan om te luister na mense wat twyfel in jou laat toeneem, luister na die mense aan wie God wysheid, kennis en begrip gegee het. Here, ek kom vandag voor U, wetende dat ek die God van die onmoontlike dien. Help my om nooit toe te laat dat iemand anders se beperkte denke my beperk nie, maar om elke situasie deur oë van geloof te sien. In Jesus naam bid ek dit. Amen.